Dis die raaisel van die skaakspel, met die uurglas wat die tyd tel. Die koning stuur beveel, die koning skryf bevele, die koningin bly. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlak nat. Ag, ek was eintlik al 'n geruime tyd ongemaklik begin raak met die verhouding met Hit Factory. Ja, aan die einde het ek males 100-tal van Marie Libbe begin vra vir daai ordentlike uiteensetting van kostes vir die laaste klompie fakture. Hy het geweier en eenvoudig vasgestaan dat ek moes betaal net op die fakture as 'n vergestalting van die koste. Toe die prentjie vir my glashelder begin word, het nie gegaan oor bedrag nie. Dit het gegaan oor die verwoesting van 2 groot vertonings wat ons nog sou wou doen hierdie jaar. Die een was Steve Hofmeyer ikoon in DSL en die ander ene was die Teensodaan tribute in Amsterdam. En natuurlik my besigheid wat hulle wou verwoes. En daar het ek net besef hulle wou my uit die bedryf hê. Jy weet, as Hit Factory werklik skade gelei het, sou hy soveel skade gelei het, sou hulle nie se muur gelikwideer het nie. Jy weet, geen sakepersoon in die vlak van waar ons besigheid doen, gebruik likwidasie om skuld in te vorder nie, want jy kry niks uit 'n likwidasie uit nie. Dit was 'n wapen, nie 'n oplossing nie, en wat daarna met De Villiers National Cycling gebeur het nie net 'n besigheid geknap nie. Dit het verrykende gevolge gehad. Dit 'n groot en langslewende gemeenskap getref van fietsryers, kaartjiehouers, kunstenaars, kollegas, vriende en 'n reputasie van 23 jaar. Die aansoek het nie net 'n finansiële instrument geword nie. Ek het dit nie voorsien in daai stadium nie, maar dit het ontaard in 'n publieke verwoestingsstrategie soos Netwerk 24 en rapport daaroor verslag gedoen het, jy weet. En jy weet, baie maatskappye likwideer, maar die vergrootglas word nooit so raak geplaas nie. En dit het oornag die kaartjieverkope vir Teens Tribute en vir Steve Hofmeyer ikoon in DHL absoluut tot stilstand geruk. Verbruikersvertroue het in duie gestort en ek verstaan dit. Jy weet, mense wil nie geld verloor nie. Ons kry swaar in hierdie land en ons moet elke sent oppas. Ek verstaan dit, en as daai wantroue intree, dan is dit 'n natuurlike gevolg dat mense begin ligtig raak. Jy weet, en toe gee Kurt natuurlik die finale doodskoot in rapport met die stert wat hy kwyt geraak het. Ons sal dit nog aanraak in episode 6 wat 'n interessante episode gaan wees. Maar ja, binne 90 dae het 'n besigheid wat vir 23 jaar suksesvol gefunksioneer het, absoluut net in duie gestort. Jy weet, ons het in daardie 3 maande meer as 6,5 miljoen rand aan inkomste verloor. Nie deur swak bestuur nie. Jy weet, ons bestuur hierdie besigheid al vir amper, jy weet, 'n kwart dekade. Nie deur markkragte nie, dit was net deur doelbewuste skade aan my naam. Jy weet, en dit het nie daar gestop nie. Daar was regtig waar 'n veldtog gewees. Jy weet, Marie het alles in sy vermoë gedoen om die vertonings te kelder. Hy het geweier om die showfiles vir ons te gee vir al 2 die vertonings. Ek gaan uit bandmembers probeer oortuig om hulle self nie beskikbaar te maak nie, jy weet, en baie sleg gepraat. Nou die showfiles vir alles 'n probleem, dis die hartklop van 'n produksie. Jy weet, sonder dit bestaan 'n show nie. Dit kos jou 'n fortuin om dit op te stel. Dit is deel van daai R600 000 se voorproduksiekoste. En as jy dit het, hoef jy nie weer die geld uit te haal om dit by 'n volgende show te gebruik nie. Nou ja, ek het daai dag toe die oproep gekom het van ons prokureurskantoor, wat prokureurs by sê, die finale likwidasiebevel gaan nou deur, dit is die 13de Oktober. Ons is toe so 2 maande na die Teensodaan tribute, die voorlopige bevel het 'n paar dae na die Teensodaan tribute in Amsterdam deurgegaan. So die tydsberekening van dit alles was net ongenaakbaar geweest. En jy weet, dis vreemd hoe iets so groot, so stil kan voel, jy weet, 'n hofbevel klink hard op papier, maar in jou hart is dit net stilte.
Dis 'n soort stilte wat jou ore laat sais partykeer. De Villiers National Cycling was my trots geweest. Dit was my identiteit vir 'n baie lang tyd. My tweede asem na elke mislukking, waar al baie van was, maar ons het alles altyd weer teruggekom, altyd weer opgemaak. Ek het dit van niks af opgebou nie, met min geld, baie geloof en natuurlik 'n horde mense wat deur die jare saam met my in die modder beklei het. Ons het selfs COVID deurgemaak waar ons vir 2 jaar ons deure moes sluit. Vir 23 jaar het daarna iets beteken en nou was dit weg. Maar dit bly steeds staan soos 'n paal bo water. Dis nie hoe sake gewoonlik loop nie. Hierdie is nie hoe mense te werk gaan wat 'n legitieme skuld wil invorder nie. Dis mense wat jou naam wil vernietig. Hulle wil nie 'n dispuut oplos nie. Weet in daai stadium mense vra my hoekom het ek dit nie teengestaan nie, maar ek wou nie nog R500 000 aan prokureurs gaan wegbetaal, jy weet, terwyl ons al klaar onder soveel druk was om hierdie goed te kan deliver nie, om nou hierdie aggressiewe likwidasiebevel te gaan beklei nie. Ek het gedink as hulle wil voortgaan, dan moet dit nou maar so gebeur en dan moet die maatskappy maar aanhou trade onder die beheer van die likwidateur, wat nie 'n ongewone verskynsel is nie, dis nie algemeen bekend nie, maar 'n maatskappy kan voorthandel onder likwidasie. Maar die mediastorm rondom die likwidasie en Kurt se uitlatings het eenvoudig net die hart uit die besigheid geruk. En alles verwoes oornag. Daar was niks meer oor om aan vas te klou nie. Jy weet, ek het die dag toe die likwidasiebevel deurgegaan het, met mense moet besef, toe ek beheer oor die besigheid verloor, jy weet, van daardie oomblik af was dit wettig net die likwidateur wat besluite kon neem. Oor geld, oor bates, oor kontrakte, oor krediteure. Ek kon krediteure nie meer betaal of onderhandel met hulle nie. Ek kon nie planne maak om meer shows te red of om die kaartjiehouers te beskerm nie. Ja, so my hande was finaal afgekap. Vir baie mense klink likwidasie soos 'n administratiewe proses en dit klink baie erg, dit is baie erg, maar soos ek sê, dis nie ongewoon om nog aan te hou trade as onder die likwidateur nie, maar dit was net onmoontlik geweest. In werklikheid het daai likwidasie die noodstop op die hele stelsel gedruk. Alles vries, alles stop en niemand mag verder beweeg nie. Weet en omdat Marie die aansoek gebring het en die media dit aangeblaas het verbruikersvertroue oornag verdwyn. Die besigheid het nie net beheer verloor oor wat hy nog kon verwag deur die jaar nie. Dit het absoluut sy hartklop verloor. En dit is hoe kaartjiehouers en krediteure saam in die proses vasgevang geraak het, waar ek niks meer kon doen om die situasie te beredder nie. Ja, daar was nog baie events wat ons moes deliver in die jaar. Ons moes nog die Emperor's Palace Classic doen, die Monte Casino Classic. Emperor's Palace loop al meer as 20 jaar. Monte Casino het ons in COVID begin, 4-5 jaar later, wat 'n groot event geword het. Die Boland 100 Mile hier in die Kaap, die Boland Gravel Monster, die Tour de Kaap, die 2 Blue konserte. Maar ja, alles het toe net absoluut tot 'n halt gekom en ons kon niks verder doen nie so. Nou ja, die laaste paar siel het ek ook maar agtergekom met my siel gekos. Ek het miljoene verloor by die TNC Rand Tribute in Amsterdam. Ek het al verloor en gewen weer in konserte, maar dit was regtig ware slag geweest. Toe het ek al lankal kunstenaars uit my eie persoonlike kredietkaarte uitbetaal, vliegkaartjies uit my eie rekening uitgekoop, hotelrekeninge betaal. En ek het wel persoonlike lenings van meer as R1 miljoen aangegaan en die besigheid het ook toe al verskeie lenings aangegaan. Maar ek het geweet, ons wou R3 miljoen uit die Steve Hofmeyr die Koning konsert in die DHL stadion gemaak het en ek het geglo dit sal dit regstel. Het sy onder my bedryf of onder likwidateurs in. Maar danksy die media wat elke woord geglo het wat Kurt Darren, Barry Pretorius en Marie Libbe vir hulle gevoer het absoluut as evangelie aanvaar het daar niks van gekom nie. En ek het die berekeninge gehad vir daai show. Dit was gebaseer op die TNC Rand Tribute wat ons gedoen het in die DHL stadion. Terloops, Wimpie van der Sand het my gehelp om die kostes af te druk na omtrent R1.7 miljoen toe. Dit was uit sy Bokkies band, het met hulle gepraat, hulle het hulle self beskikbaar gemaak teen sekere kwart van wat Marie se
gekoeste bandlede ons sou gekos het. Die Kaapse tegniese span was bereid om die show vir ons te doen vir R600,000. Klank verhoog en beligting, en dit was bietjie kleiner as wat ons sou gewees het, maar nie baie kleiner nie. So, dit was ongeken dat ons die kostes vir 'n stadionvertoning so laag kon gekry het, en jy weet, as ons 14-15,000 mense gekry het, soos wat ons meteens gehad het, sou ons hier by die R4 miljoen daar uit kon trek het. En, maar natuurlik, verkoop het opgehou, jy weet, en alles het oornag soos mis voor die son verdwyn. Ek onthou daai middag, dit is maar emosioneel, toe ek vir sy net gesê, dit is klaar, jy sê jy al net so hard gewerk vir net so lank in die besigheid, maar sy het niks gesê nie, en altyd ondersteunend net haar hand op my skouer gesit en gevra of ek het gaan oorleef. Ek het gesê, ek weet nie, ek het myself as niks anders geken nie, dit is nie net 'n maatskappy wat gelikodeer word nie, dit het ons bestaan vergestel, dis herinneringe, dis jou identiteit. Dis aande, deurnagaande, waar jy nie slaap nie, waar jy saam met jou span deurnag werk, 3-4 aande in 'n ry voor so 'n groot show vir wedren, jy weet die duisende dankies deur die jare wat gehoorlede en fietsryers na ons toe gekom het, jy weet, dis die mense wat ons betaal het toe ons self niks gehad het nie. So ja, dit het 'n vurk in die pad gebring vir ons, en ons moes maar weer aanpas. En die ironie is eintlik dat, jy weet, ek is die grootste skuldeiser in die likwidasieboedel. Jy weet, ek het miljoene oor 5 jaar in die maatskappy ingedruk, van COVID af. Dit het my elke sent vergestaal wat ons gehad het, jy weet, ons het nie geld gemaak nie, ons het maar die geld wat inkom en mense betaal. En nou sit ek met hierdie leningsstaat wat niks beteken nie, want jy kan nie skuld invorder van 'n spook nie, want daar is niks nie. Ja, die nostalgie daaraan begin nou nogal deurkom na my toe, jy weet, ons pak nou al die goedjies uit wat ons deur die jare met die wedrenne gebruik het en versamel het, die plakate. Ja, en daar was, ons het meer as 270 events aangebied oor 23 jaar. En dit voel vir my, as dit is soos jou lewe wat voor jou verby flash, soos wat mense sê, jy weet, al die events wat ons gedoen het, van die Kreerstorp Classic af, padwedren tot die, ons het 'n wedren gedoen met die Kreerstorp Wildtuin, met Silverstar Mountain Bike Challenge vir amper 15 jaar, Emperors 20 jaar, Monte Casino wat ons in die moeilikste omstandighede geskep het, die groot trap saam met Harris hulle wat ons ook in COVID geskep het. Ja, en jare van tevore, jy weet wat ons die Liberty Winelands Encounter gedoen het, hierso, ons het selfs nog die Netwerk 24 Parel fietstoer gedoen. Baie events vir baie jare, die Interskole Skouspel, wat ons hierso by Boys Eye gedoen het, Telkom Satellite Classic back in the day. Ja, mense kan so aangaan, jy weet, maar daar's baie stories, maar elkeen het nou 'n bietjie van 'n litteken, en ek dink aan die mense wat saam met my gebou het, jy weet, wat in wind en reën roetes uitgemerk het, vir fietsryers, weet, mense wat tydhouding gedoen het, waterpunte wat opgestel is in middernagtelike ure, marshals wat al 5 uur die oggend staan, en dan staan hulle tot 2 uur die middag toe, soms 250 van hulle per dag, verkeersbeheer wat dieselfde gedoen het, paramedici wat lewens gered het, en ek het besef, daai mense het my nooit regtig gelos nie, jy weet, dis maar die stelsel en die agendas wat in die einde alles vernietig het en wat die beheer van ons al weggeneem het. En ek dink dat dit my nie dadelik getref nie, maar toe ons nou weer die goedjies begin uitpak en weer na alles kyk, maande later, en ek bly nog steeds in die Parel. Ek weet, hulle Netwerk 24 sê ek het gevlug uit die Parel uit. Ons gaan dit ook nog aanspreek later. Maar ja, soos vir die tyd aangaan, dan besef jy hoeveel substance daarin was. En dit was nie geld gewees nie. Daar's ander maniere om geld te maak in die lewe. Dat het nooit vir my oor die geld te gaan nie. Dit het vir my gaan oor die betekenis wat ons kon skep, die lewenservarings wat ons vir mense kon gee en wat werklik besonders was. Maar ja, wat doen jy as jy nou nie meer jou bestaan so kan definieer nie? Jy weet, wanneer die e-posse ophou, die foon stil bly, was niemand wat iets van jou verwag nie, jy weet, geen krediteure wat jou tot laat aan toe jaag nie. En dan is daar 'n stilte waar jy in jouself moet definieer en vra, jy weet, wie is ek nou sonder alles? Ja, en ek moes leer om myself weer te vind, en sonder daai, om die hele tyd op daai pedestal te operate,
En ek moet sê, daar was vir my 'n verligting geweest wat daarmee gepaard te gaan het. Jy weet, ek het in enige gegee stadium in die laaste 3 jaar gevoel soos 'n sirkusmeester wat 3 olifante op elke handpans balanseer. En jy weet, mense begin oor en dit beteken nie jy gee op nie met nederigheid nie. Dis wat ek gedoen het. Ek het weer oor begin. Ek weet nie of ek weer events sal doen nie of ek musiekkonserte sal doen nie. Ek het daai skillset soos ek al gesê het. Maar my hoofinkomste of my hoofbelangstelling nog, jy weet, vir die meerderheid van die laaste 10-12 jaar was om op te tree as 'n strategiese handelsmerkspesialis vir maatskappye en hulle te help met bemarkingsveldtogte en so, en dit is nou waarin ek myself weer verdiep het. Jy weet, ek het jarelank my siel en my gesin opgeoffer, jy weet, om alles aan die gang te hou met die eventsbesigheid, om almal te betaal, om elke show te bered. Jy weet, ek was die brandweer van my drome, dink ek. En ek dink net, ek is op 'n dag met die likwidasie is ek gedwing om op te hou blus. En dis die dag wat ek weer kom begin leef, ironies genoeg, jy weet, want soms, ek dink soms moet iets sterf, vir iets anders om weer asem te kry, jy weet, terwyl eers National Cycling moes dalk val, sodat ek kon sien hoe ek myself daarin verstrengel het, oor al die jare. Ek het altyd gedink, my werk is wie ek is. Nou weet ek is meer as dit, jy weet, ek kyk terug daarna en ek is eintlik kwaad vir myself, dat ek, jy weet, soveel druk, of almal onder soveel druk geplaas het, vir so lank. En mense vra vir my, Wynand, as jy die tyd sou kon terugdraai, sou jy anders te gemaak het? Ek dink nie, kyk, obviously sou mense 5000 mense by die teenstribute in Amsterdam gekry het, en hierdie 2000, jy weet, wat ons nou gehad het, as gevolg van hierdie aanslag en die likwidasie. En natuurlik sou ek 'n vol stadion festival gehad het, maar ek dink, ek sou dalk vroeër opgehou het, as ek geweet het wat ek nou weet, en hoe ek nou van buite af kan inkyk. En ek kyk vandag en ek sien die ironie, jy weet, die maatskappy is gelikwideer, ja, maar in my gees is ek baie stiller, ek is ligter, en ek sal weer iets bou, maar ek sal dit bou op eerlikheid, en jy weet, sonder maskers, sonder agendas, sonder mense wat net aan boord klim wanneer die winste goed lyk. Ek het geleer wie ek is, en ek het nou vrede daarmee. Die likwidasie het 'n reuse klomp hoofstukke uit 'n boek uitgeskeur. Maar dit het my ook teruggegee aan myself en aan my gesin en aan my vriende, wat almal by my gestaan het deur hierdie proses. En dis dalk die grootste oorwinning van alles.